Goeiedag familie in Christus en baie welkom by nog 'n erediens by Doringpoort Gemeente, ons Vader se hart vir elke mens. 'n Vraag waarmee ek nogal gekonfronteer word die afgelope tyd is, hoe weet ek God is lief vir my? Is hy nog lief vir my as ek my werk verloor? Is hy nog lief vir my as ek my gesondheid verloor? Is hy nog lief vir my as die wêreld in mekaar inval om my? Kom ons luister in vandag se foto in Romeine 5 vers 8 tot 11, hoe God sy liefde vir ons bewys. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is. Staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook nou die versoening ontvang het. En is hierdie God wat sy liefde aan jou bewys, deur die teken van die kruis, wat jou vandag wil groet en sê genade, liefde en vrede vir jou. Kom ons reageer op God se liefde, op God se genade, deur saam 'n loflied te sing. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, vaarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf, wat leeg getuig, die triomfeer, en vrees moet swyg, dit skree die dood, het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want U leef vir my, dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skades kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, U sal ek dien, U sal ek vrees. En ek is vry, waarlik vry, een met U in die heerskappy, die hemel by, die nasies juig. Daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorieglans, berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly
Vandag se skriflesing is uit Galasiërs 1. Ons gaan lees vanaf vers 6 tot 12. Maar terwyl ons Bybel so oop het, kom ons sluit die oë en bid saam. Ons goeie Vader, ons loof U en ons prys U en ons dank U vir wie U is. En ons wil U ook voor dankie sê dat U hart aan ons kom openbaar vanuit die woord. Here Jesus, dankie dat U die woord is wat mens geword het, wat onder ons kom woon het en vir ons die waarheid kom leef het. En Heilige Gees, dankie vir U woord van wysheid en lewe en vryspraak. En ons bid dat U met ons elkeen sal praat vandag. Spreek, Heer, want U kinders luister. Amen. Kom ons lees saam. Galasiërs 1 vers 6 tot 12. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dit moet julle goed besef, broers en susters, die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Tot sover. So kom ek gee vinnige agtergrond van die brief Galasiërs. So hy skryf van gemeentes in Galasië. So dit was 'n streek en daar was waarskynlik klomp gemeentes wat Paulus besoek het, die evangelie verkondig het. En later toe Paulus die gemeentes verlaat, het daar ander predikers daaraan gekom en 'n ander evangelie verkondig. 'n Evangelie wat nou ewe skielik klomp wettiese reëls van die mense verwag, sodat hulle gered moet wees. Vir Paulus, die boodskap wat hy verkondig het, was dat ons gered word uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen. En raai wat, vriende, hierdie probleem is vandag nog net so groot realiteit soos dit daar in Galasië was. En dit is baie interessant as jy die verskillende gelowe en sektes gaan ondersoek, dat hulle oorsprong baie keer, meeste van die tyd, is deur een persoon wat daar in afsondering 'n bonatuurlike ervaring gehad het, en soms deur 'n engel besoek is. Dis hoekom Paulus dit skryf daar. Selfs al is daar 'n engel wat 'n ander evangelie verkondig, dan moet jy hulle nie glo nie. Selfs as daar 'n profeet kom wat baie mooi praat en so suksesvol is en so oortuigend is, maar dit is in stryd met die ware evangelie, moet dit nie glo nie. En dit breek my hart dat daar soveel mense is met wie ek al persoonlik in kontak gekom het, wat regtig goeie intensies het om die Here te dien. Maar ongelukkig glo hulle in 'n evangelie en in 'n Jesus wat jou nie kan red nie. En sodat ons vandag nie in daai selfde struikval beland nie, wil ek graag met julle die ware evangelie deel en ook julle toerus om die valse evangelies uit te kan ken. So die twee vrae wat ons in vandag se eenvoudige boodskap gaan deel is vraag nommer 1, wat is die ware evangelie? En dan vraag nommer 2, hoe identifiseer ons 'n valse evangelie? Is julle gereed? Kom ons begin. Vraag nommer 1, wat is die ware evangelie? Die ware evangelie, wat ek al baie keer met julle gedeel het, maar ek kan nie moeg raak daarvoor nie, ek gaan dit weer deel, is God het ons geskep.
God drie-enig wat in perfekte harmonie saamleef, het vanuit sy oorvloed en liefde ons geskep om in verhouding met hom te leef. Hy het ons in sy beeld geskep, so elke mens het waarde, maar hy het ons ook geskep om hom te verheerlik en hom te gehoorsaam en hom te vertrou. Maar ons ken die storie, ons as mense is sondig en ons het gerebelleer teen God en ons rebelleer elke dag. Die Bybel praat daarvan dat ons vyande van God is, ons is haters van God, want ons is lief vir die sonde. En as gevolg van ons sonde verdien ons God se straf, wat die dood is, want die loon van die sonde is die dood. En ons lees ook in Romeine 3 dat almal het gesondig, daar is nie een wat regverdig is nie, en elkeen van ons is onder God se oordeel. Maar God is barmhartig en vol liefde en hy het 'n plan gemaak vir sondaars soos ek en jy om gered te word. En hierdie plan het 'n naam. Jesus. Jesus is God wat mens geword het, wat onder ons kom woon het, wat die perfekte lewe geleef het wat ek en jy nie kan leef nie. Hy het selfs die hele wet perfek 100% gehoorsaam. Jesus is ook Christus. Hy is die Joodse Messias. Hy het elke Oud-testamentiese profesie vervul. Jesus is uiteindelik as 'n offer vir ons sondes, het hy homself gegee om die vrede te herstel tussen ons en God. Hy is opgewek uit die dood uit. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God waar hy heers as koning en Here. En Jesus het vir ons die belofte van die Heilige Gees gestuur. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, deur te bekeer van hul sondes en hul vertroue in Jesus alleen te plaas, sal gered word. Want ons word gered, die ware evangelie bely hierdie, ons word gered uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, vir God se glorie alleen. En dit is die ware evangelie. Vraag nommer 2, hoe identifiseer ons 'n vals evangelie? Wel, hoe identifiseer ons enige namaaksel? Jy kyk na die oorspronklike en jy vergelyk dit met die oorspronklike. So in my navorsing van ander gelowe en sektes het ek agtergekom, meeste van die tyd is daar 3 elemente van die ware evangelie wat verdraai word. Nommer 1 is Jesus se identiteit. So volgens die ware evangelie is Jesus God. Hebreërs 1 lees ons Jesus is die ewebeeld van God. Johannes 1 lees ons die woord wat self God is, het mens geword. Kolossense 1 lees ons God het in sy volle wese in Jesus gewoon. In Johannes 8 lees ons Jesus sê hy is die God van die Ou Testament. En daarom wou die Fariseërs of die Joodse leiers hom doodmaak. Verder lees ons ook Jesus is die Joodse Messias. Hy het al die profesieë vervul, soos ek gesê het. En hy is koning van die konings, Here oor die heres. En hy is die enigste verlosser. Ons lees in Johannes 14, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Dit is wie Jesus is. Volgens die vals evangelie is Jesus maar net 'n profeet. Hy is geskep deur God. Hy is maar net 'n morele voorbeeld of 'n man in regte verhouding met God. In ander woorde, en selfs anders sê, hy is die Satan se broer. In ander woorde, volgens die valse evangelie is Jesus nie God nie. Nommer 2, ons verlossing. In ander woorde, die manier hoe ons gered word. Die ware evangelie sê ons verlossing is nie ons besluit nie, maar dat God ons gekies het deur sy goedheid en liefde. Dat ons gered word uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen. En daarom volgens die ware evangelie het ons niks om op trots te wees nie. Waar die vals evangelie sê ons verlossing van ons menslike pogings afhang. Dat ons self God gekies het, dat ons self gekies het om gered te word. En dat ons gered word deur ons goeie dade, of deur die feit dat ons die wet onderhou, of dat ons godsdienstige rituele onderhou. Uiteindelik, volgens die vals evangelie, is ons verlossing in ons eie hande.
mag ek net by sê dat die enigste ding wat ek en jy ooit gekies het, is sonde en die dood. Nommer 3, ons identiteit. So volgens die ware evangelie is ons nou in Christus aanvaar, vergewe, regverdig voor God en is ons aangeneem as God se kinders. En daarom lewe ons met vryheid, ons lewe met 'n geloofsekerheid, want ons verlossing hang nie van ons af nie. Ons leef met dankbaarheid. En ons word nou al hoe meer soos Jesus deur die krag en die liefde van die Heilige Gees. En ons hoofdoel in ons nuwe identiteit in Christus is om God te verheerlik. Teenoor die vals evangelie is ons eintlik maar net slawe van vrees, vol onsekerheid, want ons verlossing is ons nou in ons hande. En al wat ons nou doen, volgens die vals evangelie, is ons moet net aanhou God probeer beïndruk met ons vroom, wettissistiese, godsdienstige pligte, sodat ons net nie ons verlossing verloor nie. Maar eintlik as ons eerlik is met onsself, soos Paulus skryf daar in Galasiërs 1 wat ons gelees het, is dat ons nou eintlik maar net die guns van mense soek. Ons wil nie God verheerlik nie, ons wil eintlik net aansien onder mense kry, want as ek meer doen as jy, is ek beter as jy. As ek nie van daai sekere kos eet of daai ding doen nie, dan is ek meer heilig as jy. En dis 'n vals evangelie. Die evangelie wil ons kom vrymaak van hierdie menslike pogings om onsself te red, van selfgeregtigheid. En dit was die ware evangelie teenoor vals evangelies. En mag ons elkeen vashou aan die ware evangelie. Mag ons vashou aan wie Jesus werklik is, naamlik God. Mag ons vashou aan hoe ons gered is, uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, vir God se glorie alleen. En mag ons vashou aan wie ons is in Christus. Nie meer slawe van vrees wat moet werk en moet streef om God te beïndruk nie, maar as kinders van God wat lewe in die liefde en die vryheid van die Heilige Gees. En mag ons vashou aan die ware, enigste evangelie van Jesus Christus, ons Here. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons loof U en ons prys U vir wie U is en vir die feit dat U so goed was om ons uit te kies om U kinders te wees. Dankie dat ons verlossing nie in ons eie hande is nie, maar dankie dat U 'n plan gemaak het en Christus vir ons gestuur het. En Jesus, ek bid dat U self aan mense sal openbaar wie U nog nie ken nie. Heilige Gees, ek bid dat U elkeen van ons sal lei in waarheid en in liefde en in vryheid en ook met krag om die evangelie van Jesus te gaan verkondig daar waar dit nodig is. En Heilige Gees, ek bid dat U vir ons elkeen ook rus sal gee en vrede sal gee van ons verlossing en dat U ons ook sal styf vashou in hierdie tyd en ons ook sal lei as U kerk hoe ons U lig kan wees in hierdie donker tyd. Ons eer U omdat U goed is. Amen. Net die laaste paar afkondigings voor ek julle groet. Ek weet ons het opgewonde geraak dat ons dalk weer eredienste gaan hê, maar ongelukkig kan ons nog nie op hierdie stadium nie. Maar ons het 'n taakspan saamgestel wat hard aan die werk is om alles in orde te kry, sodat ons so gou as moontlik weer saam kan kuier. Let wel, dit gaan anders lyk as waarin ons gewoond is, so bestuur asseblief julle verwagtinge in hierdie opsig. Verder kan julle ook vir my of my kollega of die kantoor kontak as daar enige iemand is met fisiese of pastorale nood en ons wil julle graag ook help in hierdie opsig. Dan laastens wil ek vir julle elkeen dankie sê vir julle getroue finansiële bydrae die afgelope tyd. Dis regtig net, ja, ons kan net dankie sê vir die Here vir ook julle goeie harte en dis absoluut net sy genade en ons vra dat julle sal getrou aanhou julle finansiële bydrae gee soos die Heilige Gees julle elkeen lei, sodat ons kan ook voortgaan met ons bediening in die gemeente en ook mense kan help in nood. Dankie vir julle almal en ek mis julle en ek hoop julle het ook 'n lekker Sondag verder. Maar voor dan ontvang ek dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.